toets. Goeiemôre. Ja, lekker om julle te sien. Ons het so 'n paar liedere wat ons saam gaan sing. Die eerste ene ons as kinders op die kampe leer sing. En toe hy nou die liedboek opgeneem is, was ons dankbaar daaroor. Lied 547. Kom ons geniet op. Sing
Môre. Ek is bly julle is hierso, ek hoop dit is vir julle 'n mooi dag. Lyk my die ergste het is 'n bietjie eers verby, en die oggende begin 'n bietjie koeler word, né? So, vriende, net so 'n paar afkondigings. Ek hoop julle het julle westerligte in die hand. Ek wil sommer maar net begin deur te sê die senior ete, die 25ste Maart is 12 uur. En al ons senior lidmate is hartlik welkom om te kom eet by die senior ete. Julle moet net asseblief sommer nou by Wasie Koffie vandag na die tyd vir Andra net beduie dat as julle wil kom en julle het nog nie julle naam opgegee nie, of julle wil seker maak julle naam is op. Andersins, julle kan op die laaste môreoggend 9 uur of 8:30 kan julle nog bespreek vir dit. Dan net iets om te onthou, ons het nog net hierdie Sondag en volgende Sondag wat ons 9 uur begin. Daarna van die 5de April af is dit 9:30, nee, of uur later. So moenie worry nie, kom maar bly 9 uur kom, jy kan minstens nie 'n fout maak nie, jy gaan nie laat wees vir die kerk. Dan wat ons by ons gebedslysie, julle sien bokant die program, maar net wat die gebedslysie aanbetref. Vriende, hierso is nou so 'n bietjie van 'n ongemaklikheid wat deesdae besig is om sy koppie uit te stoot, want dis nou die tweede geval. Dit lyk vir my as mans en vrouens deesdae saamgaan en hulle werk hier die trappe lekker en dan val hulle mekaar stikkend. Dit moet asseblief stop. OK? Ons het hulle dan nou almal reg gekry, maar oom Dion en tannie Elrika het ook nou ek gaan nou by hulle kom, maar ekskuus oom Henny en tannie Leonie, hulle het ook nou daai triek probeer volg, oom Willie, julle. So, kan julle nou maar net vir die ouens sê, dit is nie die moeite werd nie. Maar in elk geval, kom ons dink asseblief oom Henny en tannie Leonie Ferreira, dat hulle ook gou sal regkom. Dan oom Dion en tannie Elrika is toe nou Vrydag so 'n bietjie rof behandel hier in hulle huis hierso, wel, dan nie lelik, hulle het nie seer gekry nie, maar hulle is toe nou beroof, kom ons dink aan hulle. So op daai noot, is dit nou ook, tannie Hetta, waar sit sy vir ons, mos gewoonlik agter, 65 jaar in die gemeente en is nou amptelik jou laaste Sondag hier, voordat jy trek. Dit is 'n lang tyd. Weet jy wat is langer as wat ek oud is? Tannie wat julle al 'n lang tyd met die gemeente kom, mag die paadjies wat jy nou loop in die toekoms in, vir jou mooi paadjie loop, mag jy vrede vind, mag jy onthou, die Here is mos oral en hy sal vir jou mooi bewaar en onthou, jy kan altyd kom kuier. Jy is baie welkom. Dan, Lana het vanoggend wel, julle, so sy gaan nie op die kerkkantoor wees vandag nie. So julle moet maar vir personeel wat nog beskikbaar is, soos die dominee en sy vrou en vir Johan vra, sy het gister ek weet nie wie van julle ken Vertigo nie, maar as jy daai besigheid het, is nogal sleg en sy het met hom vanoggend opgestaan. So ek het vir haar gesê, sy bly net waar sy is, asseblief. Ek dink, dit is nou min of meer, kyk asseblief aan die agterkant, ons street store is aan die kom, 30 Mei, so asseblief, ons het klere nodig, alles XL en kleiner, asseblief, die mense op die straat, het dra nie groter klere nie. Ek dink dit is min of meer alles. Ek het nagelaat, om Pieter Becker, dominee Pieter Becker, julle sou vir hom ken, hy het al hier wat ook dinge gedoen, hy het in Serena gebly, hy is ook die afgelope week oorlede, en sy troostdiens vind Dinsdag 24 Maart in La Rochelle gemeente plaas. Ek dink, dis om 12 uur, as ek het nie, nee, 1 uur. Ek dink nou het ek als gesê, waar is ons nou? Charlie? Paul, OK. Goed, julle, sommer net soos wat ons sit, gaan ons vir die Here vra, sy gees vra, dat hy vir ons lekker in besit neem, so ons gaan hierdie lied, soos wat ons sit, lied 58 2 keer deursing.
Kom Skeppergees en waai deur ons gebroke wêreld. Kom Skeppergees en waai deur ons gebroke lewe. Genade en vrede van een Skepper God. Genade en vrede van een Here, Jesus Christus, lig uit lig. Genade en vrede van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan 2 liedere sing as loflied, maar dit is, omdat ons met lydenstyd besig is dit liedere wat aan God eer gee, maar nou nie noodwendig op alle volke se tempo nie. So die eerste ene is 'n nuwe lied wat ons vir julle wil leer, en dan gaan ons na 'n bekende lied oorgaan. Ons het die eerste ene se note ook vir julle op die bord gesit, as jy dalk so teen mekaar wou raak of dit kan volg, die van julle wat begaafd of bevoorreg genoeg is om dit te kan doen. Nie soos ek met drukke moet werk. Maar in elk geval, kom ons staan vir hierdie lied en die volgende een. Niemand soos U, Here.
Ons is in lydenstyd. En ons het sopas gesing oor ons Here, van wie ons baie lief is, dat ons hom aanbid, en dat daar niemand so groot is soos hy nie. En die volgende lied is so 'n soort van 'n antwoord, waarin hy vir ons net weer gaan erken, dat die Here se liefdeslied aan ons ook iets besonders is. Ek sien die kruis, ek volg die spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die dorings wat U dra. Ek kniel hier neer, om nederig en dankbaar, vergifnis vir my sonde skuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken die man van smarte. Ek voel die pyn, U liefdesbloed bevry. En van die kruis uitkom U stygende noode. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Ek sien die kruis, ek volg die spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die dorings wat U dra. Ek kniel hier neer, om nederig en dankbaar, vergifnis vir my sonde skuld te vra. Wat is die mens, dat U oor hom sou glimlag? En wie is ek, dat U vir my sou kom? Hoe groot die lief, das grenslose genade. Die lam van God se liefdeslied weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink U liefdeslied voor Baie dankie. Ek weet ons is min gespaar, maar ek weet, as ek sê Stefan, dan gaan daar ten minste meer as een vorentoe kom. Ek weet julle is min gesaai, maar ek is net bang, die groot mense gaan nie die diens verstaan nie. So wil julle twee nie net vir my gekom help vanmôre, asseblief manne. Dink dat jy kan kies wat se speech jy wil kry vandag. Ja. So, dit is seker baie duidelik wat dit is. Stok, beskryf hom 'n bietjie mooi. Ek bedoel, droog, né? Dink julle, as 'n mens nou die ding ergens in die grond gaan druk, gaan hy weer groei? Nie sommer nie. Hoe seker is julle? Okay. Ons gaan vandag, ja, wel, dit is nou nie 'n vetplant nie. Ek bedoel, ek dink, nee, nie sommer nie, nee. Okay, so nou die punt is, ons gaan vandag 'n stukkie uit die Bybel uitlees, manne,
wat daar groot klomp dooie beenere gelê het. Soos in, die goed was al wit, nê? En toe vra die Here vir 'n profeet met naam van Esegiel, dink jy daai goed kan weer lewendig word? Aha, maar weet julle wat? God het daai bene weer lewendig gemaak. Ja, dit het gebeur. Hy het die onmoontlike moontlik gemaak. Hy het weer dit wat dood was, soos hierdie, weer lewend gemaak. Nou kyk net gou hier, ek het nou hier, nou sal julle seker kan agterkom waar die stokkie vandaan kom. Ek het hom al 'n rukkie terug afgebreek. Hoe lyk die ene vir jou? Lyk dit na lewe? Dis definitief lewendig, né? So, my vraag is, wie gee lewe? Wel dan. Is dit nie ons mense nie? Kyk, ons probeer aan baie oulike goeders doen. OK, so nou die les wat ons dan nou vandag wil leer, partykeer voel ons in die lewe soos droë takkies. Ons voel partykeer moeg, ons voel partykeer hartseer, ons voel partykeer moedeloos. Maar God beloof, en ek wil hê julle moet nou probeer uitluister, dit gaan daar ergens in die gedeelte wat ek gaan ek die volgende woorde gaan daar staan. Ek sal my gees gee en julle sal lewe. Ons het nou vanoggend in die kerk baie meer stadige liedjies gesing, want ons is in 'n tydperk in ons jaar wat ons noem lydenstyd. Weet enige van julle dalk 'n kans, hoekom noem ons dit lydenstyd? Dit gaan 'n ander naweek, of belangrike naweek, baie gaan dit so vooraf. In die vakansie sien ons uit, wat se vakansie kom? Paasfees. Lydenstyd dink ons aan wat Paasfees gebeur het. En weet julle, dit is wat hierdie gedeelte vir ons wil sê. Dit is wel 'n Ou Testamentiese gedeelte. Sê weer? Nee, ek weet nie, Steven, ek is doodseker, jy weet wat het Paasfees gebeur. Wat het Paasfees gebeur? Die? Het gaan oor Jesus wat aan die kruis gesterf het. En op die 3de dag weer opgestaan. Ja, nee, julle ken hom. Ja, nee. So, en in Paasfees dink ons juist dat Jesus dood was vir 3 dae en in die graf en toe weer opgestaan. So dit is eintlik ook presies wat die Here vir ons kom wys. Hy sê vir Esegiel, kyk jy, dit kan gebeur. Ek kan van 'n dooie takkie weer iets lewendigs maak. Al dink ons mense net so nie. En toe wys hy dit vir ons ook weer eens toe Jesus aan die kruis was en opgestaan het. En mag jy en ek dit elke dag onthou, dat dit Jesus is, en die Here is, wat lewe gee, wat krag gee, elke dag. Nie mense nie. OK, kom ons maak gou ons oogies toe en bid ons saam. Here, dankie dat U lewe gee. Dankie dat U vir ons elkeen gemaak het en lewendig gemaak het. En hoe ouer ons word, hoe meer sal ons leer wat 'n wonderwerk dit was. En wat 'n wonderlik dit is, elke babietjie wat gebore word, met hande en voete en oogies en ore wat werk. Help ons om op U te vertrou, selfs wanneer ons bang of hartseer is, of as ons voel ons is aan die einde van ons kragte. Mag ons onthou, U gee lewe. Mag ons dit nooit vergeet nie, asseblief. Amen. Dankie julle, dit was nou daarom nie so pynlik nie, maar ons gaan nou gemeente, ons gaan gou lied sing, lied 442, is 2 versies, terwyl hulle moet terug en op hulle plek, julle kan iets vat om te suig en te kou. Ja, suig en kou. En ons sing lied 442, julle kan so lank begin, Gertrude. I
Daar sê, nou kan julle in julle Bybels blaai na Esegiel 37, baie dankie, musiekbediening. Esegiel 37 vanaf vers 1. So met die Bybels op ons skote, kom ons maak het gou vir 'n oomblik ons oë toe. Here, elkeen van ons kom met ander omstandighede en 'n ander ervarings hier na u kerk toe. Is ons saam met medegelowiges op 'n plek waar ons saam 'n afspraak het om te luister wat u in die woord en in die prediking, en in die sang, en in die kinderoomlik, en in ons teenwoordigheid saam vir ons wil leer. Wil u dan nou al die dinge wat ons aandag wil aflei, of het nou my eie probleme, my eie uitdagings, die wêreldse omstandighede, of wat ook al is, dalk 'n stuk opgewondenheid. Wil u dit net vir 'n oomblik gou so 'n bietjie, dat ons dit kan parkeer, en dat ons onsself kan instem en instel op u woorde asseblief. Mag ons leer, en dit wat ons leer ook goed onthou. Amen. So Esegiel 37 vers 1. Die mag van die Here het my in besit geneem en my deur die gees van die Here uitgebring en neergesit binne in 'n laagte. Die laagte was vol bene. Die Here het my om die bene laat loop, en ek het gesien, daar is baie bene in die laagte, en hulle is baie droog. Toe vra hy, dis nou die Here vir my, mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? Ek het geantwoord, nee, dit weet net u, Here my God. Hy sê toe vir my, tree op as 'n profeet vir hierdie bene, en sê vir hulle, hoor die woord van die Here, droë bene. So sê die Here my God vir hierdie bene, ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Ek sal vir julle senings en vleis aansit, en julle oortrek met vel, en dan sal ek gees in julle gee, sodat julle kan lewe. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het toe as profeet opgetree, soos ek beveel is, en terwyl ek dit doen, hoor ek 'n gedreun. Die bene het na mekaar toe beweeg, elkeen na die been toe wat by hom pas. Terwyl ek kyk, kom daar sening en vleis aan hulle, en word daar vel bo oorgetrek. Maar daar was nog nie gees in hulle nie. Toe sê die Here vir my, praat nou as profeet met die gees. Tree op as profeet, mens, sê vir die gees, so sê die Here my God, kom uit die 4 windstreke, gees, blaas in hierdie dooies in dat hulle kan lewe. Ek het as profeet opgetree soos die Here my beveel het, en toe kom die gees in hulle, en hulle lewe en gaan staan regop. Dit was 'n baie groot menigte. Die Here het vir my gesê, mens, al hierdie bene stel die hele Israel voor. Hulle sê, ons bene is uitgedroog. Ons het geen hoop meer nie, dit is klaar met ons. Tree op as profeet, sê vir hulle, so sê die Here my God, ek sal julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, en ek sal julle terugbring na die land Israel toe. Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom my volk, sal julle besef dat ek die Here is. Ek sal my gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe, en ek sal julle in julle land laat woon. Dan sal julle besef dat ek die Here is. Ek het dit gesê, en ek sal dit doen, sê die Here. Vriende, oud en jonk, groot en klein, ken die gevoel dat iets hopeloos lyk. Te droë stok in jou hand, nee, dit kan nie weer gebeur nie. Dit kan nie weer lewe gee nie. Dit gaan nie weer blare of blommetjies dra nie.
Dalk maak 'n toets op skool of op universiteit jou so voel. Dalk sukkel iemand by die werk. Dalk is daar siekte en hartseer of 'n groot probleem in 'n familie. En dan voel ons soos 'n hoop droë bene. Leeg, moedeloos en sonder hoop. Nou dit is presies hoe God se volk gevoel het. Julle moet nou verstaan, Jesegiel is een van die profete, een van die priesters wat reg in die begin toe die volk weggevat is in ballingskap, is hy saam met hulle weg. So hulle het klaar hulle land verloor, hulle sit in 'n ander land en hulle is slawe. So hulle voel presies so. Hulle het gedink alles is verby. Hulle het selfs gesê, as julle mooi raak gelees het, hulle gehoor het, ons bene is verdroog, ons hoop is verlore. Met ander woorde, ons is klaar. En toe gebeur daar iets besonders. God gee vir Jesegiel 'n visioen. En hy wys vir hom 'n groot hoop droë bene. Bene wat lankal droog was en dood was. Geen lewe, geen asem, geen hoop meer het nie. En dan vra die Here vir hom 'n baie vreemde vraag daar in vers 3. Mens, kan daar in hierdie bene weer lewe kom? En as ons eerlik moet wees, soos die kinders toe ek die stokkie ook juist gebruik, en dan sê hy, nee, dit is nie. Dit is onmoontlik. Jesegiel is so 'n bietjie meer van, hy weet, hy het met die Here te doen. So hy vat 'n bietjie van 'n meer diplomatisiese toon. Hy sê, nee Here, net U weet. En toe begin God werk. Hy sê vir Jesegiel toe, begin vir hulle profeteer. Met ander woorde, begin met hulle my woord praat, God se woord praat. Vertel hulle van my woord. En terwyl hierdie ou besig is om te preek en te profeteer, toe begin hierdie bene rattel. En hulle begin aan mekaar toe skuif. Senings en vleis begin om hulle vorm en selfs 'n vel oor. Met een probleem, daar lewe nie. En toe sê God dat sy gees moet kom. En vriende, wanneer God se gees asem gee, staan mense op. Kan ek dit weer sê, wanneer God se gees asem gee, dan staan mense op. En in hierdie geval 'n groot lewende leer. So wat beteken hierdie visioen? God verduidelik dit self as hy sê, die droë bene verteenwoordig sy volk. Hulle het gedink alles is verby, maar God sê, ek sal my gees in julle gee en in julle laat kom en julle sal lewe, vers 5. Met ander woorde, waar mense geen hoop sien nie, waar alles dood en gebreek lyk, waar mense dink dit is die einde, daar bring God nuwe lewe. Daar waar ons dink is ons kapot. Die belangrike les wat ek en jy vandag moet leer, en wat ons moet onthou vir die res van ons lewens is, lewe begin by God. Hoor vir my mooi. Lewe, ware lewe, begin by God. Nie by jou en my planne nie. Nie in ons krag nie, en nie in ons slim idees nie. Dit is God se gees wat lewe gee. Sonder God se gees raak mense soos die droë bene en die droë takkies. Ons bestaan, ons leef nie regtig nie. Maar wanneer God se gees werk, dan kry mense hoop. Dan verander harte. Dan begin ons nuut leef. In lydenstyd dink ons aan Jesus se lyding en sterwe. Aan die kruis het dit ook gelyk vir die mense wat daar gestaan het, alles is verby. Hierdie nuwe leier wat ons gedink het ons gaan verlos, hier dooi hy nou aan die kruis. Daarom is die disippels bang en hardloop hulle weg. Lyk die hoop vir hulle dood. Maar 3 dae later gebeur daar iets.
God bring lewe uit die dood. En Jesus staan op. En hy wys vir ons dieselfde waarheid wat in Esegiel se visioen was. By God is niks onmoontlik nie. Lewe begin by God. Daarom het Jesus self later, of vroeër in sy lewe in Johannes 10 vers 10 sê, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Die Here sê in Esegiel 37 vers 6, dan sal julle besef dat ek die Here is. Maar nou is hier 'n vraag wat ek vir jou wil vra. Dis maklik om te sê God gee lewe, maar glo ons dit regtig? Glo ons dit wanneer dinge moeilik raak? Glo ons dit wanneer ons bang en moedeloos is? Vriende, en ek vra hierdie vraag vandag gewoon, nie omdat ek het altyd reg kry nie, maar omdat hierdie gedeelte die afgelope week baie hard met myself ook gepraat het. En 'n mens in vrees en bewing lewe vir 'n klomp goed. As die dieselprys nou opgaan soos wat dit nou voorspel, dan maak dit ons Malawi trip onmiddellik R100,000 duurder. Waar gaan ons die geld kry? Dis nie my worries nie, sê die Here my God. Hy sal antwoord wat wanneer moet gebeur en hoe dit moet gebeur. En jy Willem Thomas die 3 het nou niks meer daaroor te worry nie, jy kan maar gaan slaap. 'n Joodse seun het een keer in 'n baie donker tyd in 'n konsentrasiekamp die volgende woorde geskryf en in die bed uitgekrap. Ek glo aan die son al skyn dit nie. Ek glo aan liefde al ervaar ek dit nie. Ek glo in God al sien ek hom nie nou nie. Dis geloof. En dis die boodskap vir elkeen van ons in ons gesinne. Want hier is die goeie nuus van vandag se teks. God bring hoop waar daar wanhoop is. God kan nuwe lewe gee waar alles gebreek is. God bring lewe waar dinge dood lyk. Ja, selfs in ons land. Ja, selfs in ons families. Selfs in ons kerke wat kwyn. Selfs in ons harte. Want God sê in vers 15, in vers 14, lees dit mooi saam met my. Ek het gepraat. Dan hoor ek het dit gesê. En ek sal dit doen. So miskien voel mens, is dalk nog meer van ons wat bang voel, hartseer voel of moedeloos voel, of ek ken iemand wat so voel. Onthou dan, dieselfde God wat 'n vallei vol droë bene laat leef het, dieselfde God wat vir Jesus uit die dood opgewek het, is vandag nog besig om lewe te gee. Kan ek dit weer vir jou sê? Dieselfde God wat 'n vallei vol droë bene lewe gegee het. Dieselfde God wat vir Jesus uit die dood opgewek het, is vandag nog besig om lewe te gee. En mag ons in hierdie lydenstyd en in hierdie Paasnaweek weer ontdek, God se Gees bring nuwe lewe. En daarom, Here, as ons gees dalk 'n bietjie uitgedor voel, en as my gees uitgedor is, want dit het vergeet om deur U gevoed te word, Here, dan smeek ons U om ons te bevry van ons vrees vir die onbekende toekoms. Om ons te kom bevry van ons vrees vir mislukking, vrees vir armoede, vrees vir verlies en hartseer. Bevry ons
van ons vrees vir eensaamheid en vrees vir siekte en pyn. Vrees vir ouderdom. Vrees vir die dood. Of vrees vir wat ook al. Here, u gees is onbeperk. U mag is ver bo ons begrip, aan u alle eer. Amen. Vriende, Herman Bavink het 'n gebed/geloofsbelijdenis geskryf, wat ek graag wil hê jy saam met my moet lees, en saam 'n bietjie net moet oordink gou. Hy sê, ek glo in 'n geheimsinnige iemand met 'n hoofletter, sien jy? Ek glo in 'n geheimsinnige iemand wat naby my is, wat binne in my is, wat my armsalige gespartel en gespook sien, wat my dan stilletjies vashou en my ongemerk van binne uit weer innerlike krag gee. Ek het dit vele male in my lewe ervaar, as ek wegsing en meegevoer word deur die strome van die lewe wat my na onder wil trek. Maar ek het ook in beslissende oomblikke in my lewe ondervind dat ek opgetel en hoog bo die water gedra word. Daar was oomblikke dat ek my Bybel sou oopslaan en elke woord daarin vir my dof en vervelend geklink het. Maar ek het ook oomblikke beleef waarin die woorde as te ware op my afspring, waarin dit glinster in my lewe vul. En altyd weer was ek oortuig dat daar iemand in my moet wees, iemand wat my vashou, iemand wat my saggies maar ferm in die arms toevou. Ek glo in die Heilige Gees. Kom ons dien die Here met ons offergawes. Wat sy liedjies naam nou weer? O ja. Is ek nou aan? Ek het dit, sorry. Ja. Ek het daai Firestone advertensie onthou. Okay. Ons wil nou sommer sing, ons sing Hosanna, want ons koning is hier. Onthou asseblief, daar is lekker koffie nou vir na die tyd. So kom drink asseblief 'n bietjie koffie saam. Het gaan lekker wees. Ja, voor die vakansie, ek dink, weet jy of daar gaan weer 'n keer wees volgende week. Maar hierdie week is daar definitief. Kom ons gaan drink lekker koffie. Kom ons staan vir ons slotlied, die seën en ook die lied waarmee ons gaan uitstap. Hierdie ene sê, ons sing Hosanna,
want die Here het gekom en hy is hier, hy is by ons. Hy is op die troon, hy het die dood oorwin. En hy is koning van ons lewens. Kom ons staan en ons sing hierdie lied. So wanneer jy ons nou uitstap, dan sê die Here ook vir ons dat hy saam met ons loop. Dat hy vir ons wil herinner dat hy by ons is. En daarom ontvang die seën van die Here. 'n Seën soos hy dit in Handelinge 2 vir ons so mooi sê. So sal dit in die laaste dae wees. Ek sal my gees uitstort op mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle jong mense sal gesigte sien, julle ou mense sal drome droom. Ja, op my dienaars en my dienaresse sal ek in daardie dae my gees uitstort en hulle sal as profete optree. Amen. Ons
ek vir hulle gegee en niks voor my en niks. Maar dit's fyn.